Goeiedag almal en baie welkom by hierdie aanbieding. Hoe kan ek my godsdiensttyd verryk en beter verstaan wat ek in die Bybel lees? Daarbo is 'n prentjie van Jesaja wat bid en aan die regterkant 'n oop Bybel en ons gaan nou sien waarom dit belangrik is. Soos julle sien op hierdie slide, die vraag hoe kan ek my godsdienstlewe verryk? Moet ons baie mooi onthou dat ons godsdienstlewe uit twee aspekte bestaan, soos die twee prentjies vir ons wys. Dit bestaan in die eerste plek uit gebed, dit is wanneer ons met God praat, en in die tweede plek bestaan dit uit Bybelstudie, dit is wanneer die Here met ons praat. Nou die eerste ding wat ek hier opgesit het wat belangrik is, het die titel Leer ken wat vir jou werk. Nie almal van ons is dieselfde nie. Op skool is baie van ons geleer dat van ons beter auditief ingestel is. Ons leer beter deur te luister. Ander is nou weer meer visueel van aard. Hulle leer beter deur te sien, deur prentjies, deur baie kleure en highlighters of wat ook al dit mag wees. En dan moet ons ook onthou, baie van ons sukkel dalk om stil te sit, ons is aktiewe mense. En daarom, soos julle op hierdie 3 verskillende prentjies kan sien, party mense hou daarvan om Bybelstudie te doen deur die Bybel voor hulle oop te hê en 'n lekker koppie koffie te hê met 'n pen en vir hulle notas te maak. Ander mense, en ek val onder daardie kategorie, is mense wat daarvan hou om te gaan stap met oorfone. En dan luister hulle na die Bybel van die Here, na die woord van die Here, of hulle luister na 'n preek. Nou natuurlik moet ons onthou om net versigtig te wees, want ons lewe nie meer in 'n baie veilige omgewing nie. En party mense hou eenvoudig daarvan om buite die oggend of die aand op 'n stoel te gaan sit, die Bybel oop te maak, te lees en daaroor na te dink. So die eerste ding wat jy vir jouself kan afvra is, wat werk vir my? Watter tipe persoon is ek? En hoe kan ek my godsdiensttyd vir myself lekker maak? En nou kom ons by 'n gedeelte waar ek die vraag vra, hoe kan ek dit wat ek in die Bybel lees beter verstaan? Nou hoekom is hierdie 'n belangrike vraag? Baie lank terug, in die vroeë eeue, was dit in die kerk so dat net die priesters het die Bybel gelees. En hulle het vir die mense geleer, dit is wat die Bybel sê, en dit is wat julle moet glo. Maar toe die reformatie plaasgevind het, het die hervormers gesê, nee, die Bybel moet in die taal van almal vertaal word, en die mense moet die Bybel vir hulle self lees, en vir hulle self verstaan. En my werk as predikant is nie om daar uit die hoogtes vir julle te sê, dit is wat die Bybel beteken, en dit is wat julle moet glo nie. Natuurlik is dit 'n deel van my werk, maar dit is my werk om julle so toe te rus, sodat julle 'n liefde vir die Bybel sal ontdek, en sal vra, maar hoe kan ek dan verder self die Bybel gaan bestudeer, en dit wat daar staan, beter verstaan. Hoor gou hierdie woorde uit 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17. Maar jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En hier het ek net 'n kort opsomming gegee van wat 'n paar van hierdie kernwoorde beteken. Wanneer daar staan dat die woord van God geïnspireer is deur die Here, dan staan daar eintlik die hele woord is deur God ingeasem. Met ander woorde, hy het sy gedagtes in die gedagtes van die Bybelse skrywers ingeasem. En hulle het natuurlik 'n mate van vryheid gehad om die klem te lê waarop hulle die klem wou lê, maar hulle het so God se gedagtes op skrif neergesit, sodat ons kan sê dit is werklik waar die woorde, die gedagtes van die Here. En hierdie waarhede van die skrif of hierdie leerstellings moet aan mense geleer word.
Die Bybel is baie nuttig om dwalinge te bestry. Met ander woorde, ons kan die Bybel gebruik om mense reg te help wanneer hulle verkeerde dinge doen of glo. Die Bybel kan ook gebruik word om verkeerdhede reg te stel. Met ander woorde, dit kan gebruik word om mense op die regte pad terug te help wanneer hulle bietjie die pad byster geword het. Dit kan gebruik word om 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, die Bybel gee positiewe opleiding in hoe 'n mens godsvreesend voor die Here kan lewe. En dit sodat die man en vrou van God volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Met ander woorde, die Bybel leer 'n mens wat 'n mens moet doen en hoe 'n mens 'n godsvreesende lewe kan lewe. En nou hier op die eerste slide met hoe kan ek my godsdienstlewe verryk en hoe kan ek beter verstaan dit wat ek lees, begin altyd met gebed. Hoor maar wat sê Paulus in 1 Korintiërs 2. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. En dan hoor ons die pragtige gebed van die digter van Psalm 119, maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Of die woorde in Jakobus, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. En dan hoor ons in Johannes 16, wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Met ander woorde, wanneer ons godsdiens hou, is dit van kardinale belang, dat ons eers vir die wysheid van die Here vra. Ons moet onthou dat ons sondige mense is en dat ons die Bybel verkeerd kan verstaan en daarom dat ons om die Heilige Gees bid, dat hy ons insig, kennis en wysheid sal gee om te weet wat die skrif werklik waar vir ons sê. Nou kom ons by 'n paar wenke vir hoe kan 'n mens die skrif beter verstaan. En in die tweede punt sê ek hierso, moet nooit 'n skrifgedeelte in isolasie lees nie. Daar word daarvan gepraat as analogia scripturae. Met ander woorde, die skrif is sy eie interpreteerder. Die hervormers het dit gesê, die skrif is genoeg. Die skrif is duidelik, die skrif is konsekwent, die skrif weerspreek homself nooit nie. En daarom lees dit in sy geheel. Wanneer jy 'n gedeelte lees wat jy nie verstaan nie, kyk dalk na die verse voor dit en die verse na dit. Kyk dalk na die hoofstuk voor dit en die hoofstuk na dit. Gaan kyk dalk wat is die konteks van die boek in sy geheel. Wat is die konteks van die Bybel in sy geheel? Wat is die groot storie van die Bybel en hoe sluit dit daarbey aan? Hoor wat staan in Jakobus 2 vers 24. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Nou as 'n mens hierdie net so lees, sonder om enige iets anders van die skrif in ag te neem, dan klink dit asof die Rooms-Katolieke nog al die tyd reg was. Jy word verlos op grond van jou geloof, ja, maar ook op grond van jou goeie dade. Maar dan lees 'n mens in Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. En as 'n mens dan die hele gedeelte van Jakobus in ag neem, soos ek vroeër gesê het, jy lees 'n paar verse voor dit en na dit, jy lees die hele hoofstuk, dan hoor ons, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. Soos ek daar sê,
Dis altyd goed om die verse rondom en die hoofstukke rondom in ag te neem. En ons gevolgtrekking is, Paulus en Jakobus weerspreek mekaar glad nie. Inteendeel, hulle vul mekaar aan. Die mens word alleenlik op grond van sy geloof vrygespreek. En dan is daardie geloof selfs 'n gawe, soos Paulus sê in Efesiërs 2. Maar, wanneer iemand sê dat hy glo, en hy lewe nie soos 'n gelowige nie, maar hy lewe soos 'n goddelose mens, dan moet jy vra, maar is sy geloof eg? En dit is waaroor dit hier gaan. En nou kom ons by 'n paar waardevolle hulpmiddels om jou te kan help om die skrif in sy geheel in ag te neem. Soos julle hier op die foto kan sien, dit kan baie nuttig wees om vir jou 'n Bybel te kry met kruisverwysings. Want dan sien jy, watter ander gedeeltes moet ek lees om hierdie gedeelte beter te verstaan? Hierdie is 'n screenshot vanuit die ESV vertaling op die YouVersion Bible app. Daar sal julle sien, soos met die groen pyltjie aangedui, mens kan by elke vers op daardie paar streepies klik en dan sê hy vir jou watter ander skrifgedeeltes jy moet lees. En meeste van ons het toegang tot die YouVersion Bible app. Vir die van julle wat hou daarvan om dieper te delf, hierdie is 'n screenshot van die sagte ware wat ons noem, ek probeer nou gou dink, eSword. En daar is 'n voorbeeld. Daar wys die rooi pyltjie, ons noem dit TSK cross-reference. Daar gee hy vir jou klomp kruisverwysings. En vir die van julle wat graag sulke sagte ware wil kry, wat gratis is, jou rekenaar hoef nie eers so goed te wees om dit te hardloop nie, is ek meer as bereid om vir julle te wys hoe julle dit kan gebruik en hoe julle nuttige hulpmiddels daarop kan aflaai. En dan, baie mense is natuurlik teen hierdie, maar 'n mens kan kunsmatige intelligensie of AI, kan 'n mens verantwoordelik gebruik. Maar mens moet vir AI, byvoorbeeld vir ChatGPT, baie spesifieke vrae vra. Kyk wat het ek hier vir hom gevra. Watter ander Bybelgedeeltes is belangrik om in ag te neem wanneer jy Jakobus 2 vers 24 lees vanuit 'n gereformeerde hoek? En dan sê hy byvoorbeeld, gaan lees vir Romeine 3 tot 4 en hy brei baie meer uit. Ook 'n nuttige ding is om iets te kry soos die Bybel in praktyk. Kyk aan die linkerkant, daar gee hy vir jou 'n oorsig van die boek van Habakuk. En dis baie belangrik, want wanneer jy weet wat die konteks van 'n boek in sy geheel is, dan sal jy weet wanneer jy van die waarheid afdwaal. As die konteks van 'n boek byvoorbeeld in sy geheel is om te troos, maar jy sê die boodskap van hierdie verse is om iemand sleg te sê, dan kan dit nie die waarheid wees nie, want dit sluit nie aan by die konteks in sy geheel nie. Nog 'n boek wat ek baie kan voorstel, wat geskryf is en baie goed is, dis deur 'n klomp gereformeerde skrywers oor see geskryf, is die ESV Study Bible. En daar aan die regterkant sien julle hoe 'n mens kan sien op grond van Jesaja, wat is die agtergrond? En hy gee vir jou klomp inligting soos, wie is die skrywer, wanneer is dit geskryf, wat is die konteks, wat is die groot temas in die boek, hoe sluit dit aan by Christus, ensovoorts. En hierdie boek kan julle ook gebruik. Sy volle naam is The King James Version Study Bible en hy is ook by Koem Boeke beskikbaar. Maak net seker dit is die Study Version. Hy gee klomp notas, kruisverwysings en inleiding tot boeke in sy geheel. Nog 'n wenk vir hoe kan ek beter verstaan wat ek lees, is om te vra wat openbaar hierdie teks van God drie-enig. Hoe weet ons wat word van God die Vader bekend gemaak? Gewoonlik is dit eksplisiet baie duidelik. Jy vra bloot vir jouself, wat word in hierdie gedeelte van God duidelik gemaak? En dit is baie belangrik dat ons hierdie vraag vra, want so gereeld vra ons, wat moet ek doen? Of wat word van my verwag? Sonder dat ons eers vra, maar wat word van God bekend gemaak? Wie is hy volgens hierdie gedeelte? Nou wat openbaar die gedeelte van Jesus Christus? Ons is geleer by die teologiese skool om daardie vraag te antwoord, moet ons vra, wat doen God vir my en wat doen hy in my plek? En nou is daar 6 maniere hoe 'n mens vir Christus kan raak sien.
Nou in die evangelies en in die briewe en in Openbaring sien ons vir Christus eksplisiet, maar in die Ou Testament word ons Here Jesus, die Seun van God, nie eksplisiet altyd genoem nie. Maar nou is daar 6 maniere hoe 'n mens hom kan raak sien. Die eerste een is wat ons noem die openbaringshistoriese ontwikkeling van die Bybel. Nou ons moet altyd baie mooi onthou dat God openbaar homself deur die geskiedenis heen. Dis wat bedoel word met openbaringshistories. Dis soos 'n blom. Aan die begin is die blom toe, maar die blom word stadig maar seker al hoe meer oop. So die vraag wat jy vir jouself kan vra is, waar staan ons tans in die groot verhaal van die Bybel? Is ons byvoorbeeld in die tuin van Eden, waar daar beloof word, daar sal iemand kom om die kop van die slang te vermorsel, dit wys na Christus heen? Is ons by die Exodus gebeurtenis, waar ons weet dat in die Ou Testament is die grootste verlossingsgebeurtenis die Here se verlossing van die volk uit Egipte, maar hy doen nog 'n groter verlossing in die Nuwe Testament deur sy seun, deur die kruis. Of is ons tans by die terugkeer uit die ballingskap? En dan kan ons byvoorbeeld 'n lyn trek en sê, maar vanweë dit wat ons Here Jesus Christus vir ons doen, word ons nie verlos van ballingskap nie, ons word verlos van die sonde. 'n Tweede manier om Christus raak te sien is wat ons noem belofte vervulling. Met ander woorde, hier vra ons, is hier 'n direkte belofte wat Jesus vervul? En hier is 'n ding wat 'n mens kry, en mens kan altyd op die internet dit gaan uitdruk. Dit kom voor in die MacArthur Study Bible. Hier wys hy hoe gedeeltes in die Ou Testament in die Nuwe Testament in Christus vervul word. Dan is daar tipologie. Met ander woorde, is iets in die Ou Testament nie dalk 'n skadu van Christus nie. Met ander woorde, die Ou Testamentiese offer, soos die Paaslam, dit is maar net 'n skaduwee. Daardie groot offer wat gebring is op die groot versoeningsdag, kan nooit 'n mens se sondes heeltemal wegvat nie. Maar dan dink ons aan Hebreërs, waar die Hebreërskrywer sê Jesus Christus is die hoëpriester en die offer self. En hy bring een offer wat genoeg is om vir die sondes van al sy uitverkorenes te betaal. So dalk is daar iets in die Ou Testament wat 'n skaduwee is, wat heenwys na Jesus Christus en in Jesus Christus sy volle vervulling vind. Dan kry ons analogie. Byvoorbeeld, werk God dalk in die Ou Testament op 'n manier wat soortgelyk is aan die Nuwe Testament. Gaan lees byvoorbeeld Jeremia 2 vers 2 en Hosea 2 vers 14 tot 20. Met ander woorde, God werk met Israel in die Ou Testament, soos wat hy met die kerk werk in die Nuwe Testament. Maar daar is tog ook verskille, maar dis maar net 'n voorbeeld. Een manier hoe ons die Bybel baie beter kan interpreteer, is wat ons noem longitudinale temas. Daar is sekere temas wat soos 'n goue draad deur die Bybel loop, en ons kan dit gebruik om te wys hoe dit heenwys na Christus. Ek sien daar's 'n spelfout, maar een van die maniere, of een van die temas is die koninkryk. Ons kry die verbond, ons kry die wet. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld iets lees oor die koninkryk van God, hoe vervul Jesus Christus dit? Hoe kom die koninkryk ten volle wanneer hy kom? Met die verbond. Hoe is Jesus die een wat die nuwe verbond stig? As ons kyk na gedeeltes van die wet. 'n Mens wonder byvoorbeeld baie keer as 'n mens 'n deel in Levitikus lees wat die kleredrag van die priesters beskryf. Daar moes klokkies aan die onderkant gewees het van hulle rokke, en hulle moes baie spesifieke goed gedra het. Dit moes perfek gewees het en hulle moes perfek voor die Here geheilig wees. Hoe kan dit moontlik na Christus heenwys? Wel, dit beteken die mens moet volkome volmaak voor God wees. En Christus het gekom sodat ons dit kan wees. En die 6de manier is natuurlik kontras. Daar is verskille tussen die Ou en die Nuwe Testament. Dis een groot verhaal, maar daar is tog verskille. In die Ou Testament was baie dinge skaduwees. In die Nuwe Testament was is daai skaduwees vervul. In die Ou Testament was daar beloftes. In die Nuwe Testament is baie van daai beloftes vervul. En dan is van daai beloftes nog toekomstig
soos ons Here Jesus se wederkoms. Nou, hoe kan ek die Heilige Gees raak sien, spesifiek in die Ou Testament? Hier vra mens die vraag, wat doen God in my en deur my? Met ander woorde, maak hy mense bekwaam in die Ou Testament, byvoorbeeld om 'n taak uit te rig, soos om die tabernakel op te rig, of kom woon hy in hulle? Ons moet onthou die Heilige Gees inspireer profesie. So oral waar die profete iets profeteer, moet ons weet daai woorde wat hulle geprofeteer het, die ware profete, dit kom van die Heilige Gees af. En ons moet vra, hoe bring die Heilige Gees nuwe lewe? Gaan lees maar Psalm 51 om iets daarvan raak te sien. En dan vra ons, waar woon God onder sy volk? Want daar waar God onder sy volk woon, kan ons 'n direkte lyn trek na die Heilige Gees. Want die Heilige Gees kom woon in ons. Is daar dalk 'n belofte van 'n toekomstige uitstorting van die Heilige Gees? Daar's 'n duidelike een in Joël 2 vers 28 tot 29. Word daar dalk in die Ou Testament gepraat van die salwing van die Messias? So kan ons 'n direkte lyn na die Heilige Gees toe trek, want hy is die een wat Jesus salf vir sy aardse bediening. Ons kom dan by 'n vraag wat ons moet vra, wat moet ek in my lewe verander? Dit is wat ons baie keer vra wanneer ons die Bybel lees, maar dis nie die eerste vraag wat ons moet vra nie. Nou ons moet onthou, daar was 'n boodskap destyds en ons lewe in vandag se konteks. En daai bruggie in die middel is daar geplaas sodat ons die vraag kan vra, hoe kan ek die bruggie oorsteek van die verlede na die hede? Hoe kan ek 'n boodskap wat baie lank teruggegee is van toepassing maak op vandag? En daarvoor benodig mens ook baie krities die wysheid van die Heilige Gees. Baie belangrik. En nou 'n vraag, hoe kan ek my gebedslewe verryk? Die Onse Vader moet ons beginpunt wees. Let bietjie op hoe die Onse Vader ingedeel word. Daar is 'n inleiding tot die gebed, ons Vader wat in die hemele is. En dan, die eerste gedeelte is ons betree God se wêreld. Met ander woorde, voordat jy bid, Here, wat kan U vandag vir my gee? Here, wat kan U vandag vir my beteken? Wat kan U vandag vir my doen? Vra ons eers, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. En daar sal julle sien, hoe kan 'n mens daai frases vertaal om dit makliker verstaanbaar te maak. En dan gaan ons oor na wat ons van die Here nodig het. Gee vir ons alles wat nodig is vir liggaam en siel ensovoorts. En 'n gebed eindig gewoonlik met lofprysing, want aan U behoort die koninkryk tot in alle ewigheid. Of die woorde van Romeine 11, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die Here. Ons loof en prys hom. Dis deel van gebed. En dan sê ons altyd, begin en eindig met God. Ons het aan die heel begin van die aanbieding gesê dat ons begin met gebed, omdat ons sondig is en ons die Bybel verkeerd kan verstaan. Maar ons eindig ook met gebed. En wat ek daarmee bedoel is, ons bid die Bybel. Wanneer ons sê ons bid die Bybel, is jy lees 'n stukkie die dag, en dan vra jy, hoe is dit op my lewe van toepassing, en kom ek bid dit. Want so gereeld kan ons vasgevang word in 'n spesifieke patroon van bid. Here, gee vandag vir my gesondheid, gee vir my vandag krag, mag dit goed gaan by die werk, en mag ek 'n lekker dag hê. En dag na dag word dit dieselfde gebed, maar wanneer jy dit bid wat jy gelees het, dan word jou gebedslewe verryk. En hoor dan wat staan in Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Ons gaan na die genadetroon met vrymoedigheid. Ons gaan met eerbied na God, toe ons besef hy is God, hy is verhewe bo ons, hy is nie ons speelmaatjie nie, maar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het, kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan.
Ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan ons hart voor hom kom oopmaak. Ons kan selfs vir hom sê ons is kwaad. Ons weet nie wat aangaan nie. Die psalms is vol van getuienis van die digters wat kwaad is en deurmekaar is en nie verstaan nie. Hoor dan wat sê Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Met ander woorde, baie keer gaan ons so verlore voel, dat ons nie weet wat om te bid nie. Ons weet nie hoe om te bid nie, ons weet nie wat nie, maar ons kan bloot na die Here toe gaan en sê, Here, die Gees weet wat in my hart aangaan. Verhoor my volgens die Gees, want hy ken my hart. En dan het ons klaar gesê, bid die woord. En dan vir alle ding wat mens kan doen is, bid die psalms. Ek sal altyd vir iemand voorstel wat Bybelstudie begin werk deur die psalms. Bid dit, daar is nie 'n menslike emosie wat nie in die psalms aangespreek word nie. En hier eindig ek met 'n paar hulpvaardige bronne. Die Daily Office podcast is iets wat mense op enige podcast app op jou foon kan kry. Dis nou wel deur Anglikane opgestel, maar hulle is nie Anglikaans noodwendig nie. Hulle begin bloot met 'n gebed, dan word daar 'n psalm gelees, dan word daar 'n gebed gedoen, dan word 'n Ou Testamentiese gedeelte gelees, dan word 'n Nuwe Testamentiese gedeelte gelees en dan word daar afgesluit vir gebed. Dis iets waarna mens lekker kan luister. Nog iets wat mens kan help is 'n app wat mens kan download, Lectio 365. Daarin help hulle jou om te bid. En dan RefNet. Dit is kort vir Reformation Network. Hy het nie 'n spesifieke kanaal op die radio nie, maar dis ook 'n toep wat jy aflaai. En daarop is daar daagliks leerstellige goed uit die Bybel uit. Daar word gelees uit die Ou en die Nuwe Testament, daar word oordenkings gegee, daar word klasse aangebied. Al hierdie goed kan jou baie help om jou geloofslewe te